Goeiemôre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here. Ek vertrou dat vandag vir ons elkeen tot groot seën sal wees. Ek sien ons is eil gesaai eintlik vanoggend, maar dis soos ek maar altyd sê waar dat hervormers is banger vir reën as vir die helse vuur. So ons bly weg op Sondag as dit reën. Veral in Swellendam as dit nie baie gereeld gebeur nie. Geliefdes, en so is vandag ook 'n besonderse dag in die sin van dit is nou die 31ste Desember van ons kerkjaar. In die sin van dit is die laaste Sondag van ons kerkjaar, ook genoem Ewigheidssondag, ook meer daarvan in die prediking self, maar Ewigheidssondag grootliks, en soos ons nou die twee voorsangliedere vervolgens gaan sing, natuurlik soos 'n nuwe jaar, ou jaar, nuwe jaar, dit in uitsig het, is die wegdoen van die oue en die opneem van die nuwe, of die terugkyk en die vorentoe kyk moment. Die Here sê, ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Aan die wat daar nou is, sal daar nie eers meer gedink word nie. Dit sal nie onthou word nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader en Christus Jesus, ons Verlosser. Amen. Liewe Here, dankie dat U as die volmaakte ook aan ons volmaakte geluk skenk. Nie die geluk wat die wêreld vir ons wil aanbied nie, en dit nie kan nie. Here, maar die geluk ten diepste in U, Here Jesus Christus. Hoop in 'n wêreld waar daar wanhoop is. Lewe in ons tyd waar die dood 'n werklikheid is. Groei in 'n tyd waar alles wil taan. Here, ons aanbid U as die een wat volmaak gee. Ook nou, volmaak Here in die eenvoud, waar ons as gelowiges saam byeen is, om U woord, bid ons dat die Gees, Here, ook so tot ons sal spreek, waar ons kon antwoord op ons geloof wat ons bely het. Besef ons is U die gewer daarvan. En het ons geen bydra, Here, tot ons verlossing nie, so het ons ook niks om te bied, behalwe gewoon onsself. Daarom raak ons ook nou stil. Ek bid dat U tot ons harte sal spreek. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Ou Testament, uit die profeteboek Jesaja. Jesaja 65 verse 17 tot 25. In my Bybel is dit op bladsy 784 van die Ou Testament, Jesaja 65 verse 17 tot 25. Opskrif daar, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, ook so in lyn met die liedere wat ons gesing het en ook vervolgens in die erediens gaan sing nog. Ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Aan die wat nou daar is, sal daar nie meer gedink word nie. Hulle sal nie onthou word nie. Wees bly en jubel sonder ophou oor wat ek gaan skep. Ek gaan 'n Jerusalem skep wat vol blydskap is. Sy inwoners sal vreugde hê. Ek sal jubel oor Jerusalem. Ek sal bly wees oor my volk. Daar sal in Jerusalem nie meer iemand gehoor word wat huil of om hulp roep nie. Daar sal geen kind sterf wat maar 'n paar dae oud is nie, en geen grysaard wat nie sy jare uitgeleef het nie. As iemand op 100-jarige leeftyd sterf, sal dit beskou word asof hy jonk gesterf het. As hy nie 100 word nie, sal hy beskou word as iemand wat vervloek is.
Dan sal die mense huise bou en self daarin woon. Hulle sal wingerde plant en self die druiwe eet. Hulle sal nie huise bou waarin ander sal woon nie. Hulle sal nie wingerde plant waarvan ander die druiwe sal eet nie. My volk sal so oud word soos 'n boom. Die wat ek uitverkies het, sal self die vrug van hulle handewerk geniet. Hulle sal hulle nie te vergeefs vermoei nie. Hulle sal nie kinders hê vir wie daar rampe wag nie. Want hulle sal 'n volk wees wat deur die Here geseën word. Hulle en hulle afstammelinge. Voor hulle nog roep, sal ek al antwoord. Terwyl hulle nog praat, sal ek hulle gebed verhoor. Die wolf en die lam sal saam wei. Die leeu sal strooi vreet soos 'n bees. En stof sal die kos van die slang wees. Op my heilige berg sal niks verkeerds gedoen word nie. Niks vernietig word nie, sê die Here. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dit is die woord van die Here. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, susters en broers, op Ewigheidssondag herdenk ons pertinent ons geliefdes wat ons reeds vooruit gegaan het. Waar ons vandag, die kerkjaar op die laaste Sondag van die jaar is, soos mens letterlik aan die einde van 'n jaar sou kom, dan is dit mos maar gevul met nuwejaarsvoorneme, waar jy terugkyk op 'n jaar wat was, en vanuit wat was, wil jy dalk verander vir wat kom. So, wanneer ons op 31 Desember kom, is dit gereeld wat gebeur. 'n Terugkyk en 'n vorentoe kyk. Presies dieselfde ook met Ewigheidssondag, daardie einste gedagte van terugkyk op 'n kerkjaar wat was, waar ons al die momente van die kerkjaar deurleef het. Terugkyk, maar dan ook vorentoe kyk. En waar ons dan spesifiek sou fokus op ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het, is dit baie belangrik dat in hierdie terugkyk, in hierdie verliese wat ons hierdie jaar gelei het, dat ons dit sal meet en weeg alleen tot ons vooruit kyk. En ons vorentoe kyk het grootliks te doen volgende Sondag met Adventstyd, waar ons gereed maak om die Christus te ontmoet. Met ander woorde, ons terugkyk met ons lewensverlies wat ons gehad het, kan mens alleen sin van maak in die lig van Christus. So dit is nie net sonder meer 'n terugkyk in eie reg nie. Dis 'n terugkyk en 'n vorentoe kyk. Dis beide. Geliefdes, maar nie alle kerklike tradisies vier egter Ewigheidssondag, wat 'n bekende Sondag is, waar dit die liturgiese kleur wit sou wees. Nie almal vier dit op die laaste Sondag van die kerkjaar nie. Sommige gemeentes, byvoorbeeld jou protestantse gemeentes in Nederland, sal eintlik hierdie dag op die laaste dag van die jaar vier, Oujaarsaand. Trouwens, ek dink selfs in ons eie kerktradisies, as jy van klein tyd af kan onthou, dan sou dit wees dat die predikant op Oujaarsdag, sou hy almal wat in die jaar vooruit gegaan het, die se name sou gelees gewees het. Seker jy sal dit onthou. Dis in protestantse Nederland waar hierdie tradisie grootliks vandaan kom. Ander kerklike tradisies soos die Rooms-Katolieke, die Anglikane, die Ortodokse, Oos-Ortodokse, vier wat genoem word in Afrikaans Allerheiligste, maar in Engels dalk meer bekend as All Saints Day. En hulle vier dit op die eerste Sondag in November. Nou hoe dit ook al sê, wanneer hierdie Ewigheidssondag gevier word, op die eerste Sondag van November, of op die laaste Sondag van die kerkjaar, of dan op die laaste Sondag van ons kalenderjaar, maak nie regtig saak nie. Hoe dit ook al sê, wat belangrik is, en wat voorop staan is hierdie gedagte van
'n Sondag in 'n jaar waar ons stil staan en terugdink aan 'n jaar wat was. Spesifiek ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het. Waar ons stil staan by hierdie saak wat ons almal gaan tref in hierdie lewe, die dood. Waar die wêreld daar buite eintlik grootliks in ontkenning leef, kyk ons as Christene anders na hierdie saak. Die dood nie as die finale nie, maar as hierdie oorgang. Maar so is dit waar, wanneer dit by die dood kom, geliefdes, is die mens magteloos. Want daar is niks wat jy kan sê, daar is niks wat jy kan doen om die dood om te keer nie. Maar dan vra mens dan, wat staan my dan te doen? Want ons wil altyd iets doen, en dalk, as daar nou iets is wat jy kan doen, is dit hierdie gedeelte van vandag, is nie om die dood om te keer, maar is 'n stil word en luister. 'n Stil word en sit by die voete van die Here. 'n Stil word en hoor wat sê die woord van God oor hierdie saak. Dis wat ons te doen staan, is om hierdie woord in te neem. Van hierdie Here wat alles geskep het en onderhou, in stand hou. Van hom wat antwoorde gee op ons groot lewensvrae. En dan vind ons, Jesaja doen presies dit, geliefdes. Hy nader die Here in gebed, hy vra die Here, werp lig op hierdie omstandighede, Here, waardeur ons gaan. En so vind ons, Jesaja, geliefdes, staan met leë hande voor die Here, eintlik ook op 'n baie letterlike vlak. As ons kyk na die geskiedenis van Jerusalem, is dit 'n land in wanorde. Die dood het gemaai daar onder die volk van die Here. Die mure is afgebreek, die stad lê in puin. Daar is mense wat weeklaag en loop tussen hierdie puinhope. Hopeloosheid, verstrooidheid, verniel. Hierdie trotse stad Jerusalem, gelyk met die grond, verneder. As 'n volk in rou. En die heilige berg van die Here, Sion, is maar ook in oneer. So verstaan hulle dit op daardie stadium. Hoekom? Want saam met Jerusalem wat plat is dit ook die tempel wat gelyk met die grond is. Die simbool vir die Jode van daardie tyd, God is in ons midde teenwoordig, die tempel staan. Is platgeslaan. So, wat hulle beleef is, die Here is nie meer nie. Ons as volk is nie meer nie, maar grootliks hulle krisis wat hulle in gedompel is op 'n heel teologiese vlak is, waar is die Here? Is hy dan dood, oorwonne? Dit voel vir hulle geliefdes ten minste asof God dood is. En dinge gebeur wat in hierdie lewe nie moet gebeur nie. So sien ons dit, word dit beskryf, kinders wat jonk sterf. Dit is mos teen die natuurlike. Moenie gebeur nie. En so word dit belig in hierdie teks. Die ondenkbare gebeur met hulle. Min ou mense, die wat agtergebly het, wat dit oorleef het, is platgeslaan, sonder 'n heenkome, vreemdelinge in hulle eie land. Grond is nie meer hulle eie nie. Huise is nie meer hulle eie nie, dit word bewoon deur die wat hulle oorheers. Vee en wingerde waaraan hulle gewerk het, arbeid ingesit het, harde werk, is van hulle gesteel. En op daardie stadium, geliefdes, lyk dit vir hulle alles te vergeefs. Soveel so dat hulle met reg sou kon vra, waar is God? Hoor hy ons smartkrete, ons hulproep? En dan in daardie opsig vind ons waar Jesaja hom tot die Here wend. In sy groot uur van nood, maar so sien ons dit typeer die volk se uur van nood, die mens se uur van nood, om voor die Here te kom. En hy pleit, geliefdes, vir die Here om 'n antwoord.
En in ons geleesde gedeelte gee die Here hom 'n antwoord. Sê die Here, al beleef hulle dit tans, hy sal nie sy volk in die steek laat nie. Hulle voel dalk met reg so, in die steek gelaat, van God verlate, maar die Here sê, ek sal jou nie in die steek laat nie. Jy sal nie altyd in sak en as sit nie. Jerusalem, ja, jy sit nou in sak en as, maar nie altyd nie. Ek sal jou red vanuit die kake van die dood self. En hier begin die blik draai na die toekoms. Hierdie toekomsverwagting vol hoop, waar hier 'n toekomsvisie vervolgens geskets word. Waar die Here sê, al die swaar kry sal verdwyn. Dit draai nie die gesig weg van die swaar kry of probeer dit minder maak as wat dit is nie. Maar die Here sê iets anders, iets meer. En eintlik baie vreemd. Israel sal op daardie stadium dit kwaadlik nie kon indink nie, maar soos ons lees in vers 17, aan die wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie. Hulle sal nie onthou word nie. Eintlik is 'n meer juiste vertaling van die woordjie die verwys dalk na mense. Dit is nie noodwendig mense nie, maar goed oor die algemeen. Aan dit wat daar nou is. Aan dit wat Jerusalem tans beleef, wat dit ook al is. Lewensverlies, verlies van stad, verlies van geloof, wat dit ook al vir hulle voel op daardie stadium, godsdiens en gedrang. Aan dit wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie. Dit sou nie onthou word nie. So om te dink, dit wat jy nou beleef, eendag gaan jy dit nie eers meer onthou nie. Israel kan kwaadlik nie indink, Here, met wat ek nou tans beleef, is die kanse 0, dat ek dit ooit sal vergeet, waardeur ek nou moet gaan. Hoe kan ek dit ooit vergeet? Dit is so traumaties. En hoe kan jy die trauma vergeet, verwerk? Sê die Here as toekomsvisie, jy dink dit dalk nie nou so nie, maar die dag sal kom, dat dit nie eers meer iets sal wees, waaroor jy sal dink nie. En dan geliefdes, hierdie gedagte, baie bekende beeld ook, daar sal 'n nuwe Jerusalem wees. Jy kan jy indink hoe traumaties dit vir 'n volk moet wees, deur die Jerusalem wat hulle ken is platgeslaan, en nou hoor hulle daar sal 'n nuwe een wees. Hulle sou wou sê, maar gee ons maar net wat daar was, ons is tevrede. Maar Israel sien nie raak wat die Here eintlik wil sê nie. 'n nuwe Jerusalem, 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde. Geliefdes, dit klink so aanvanklik vir 'n mens asof dit Nuwe Testamentiese taal is, want mense hoor dit baie in die Nuwe Testament. Dit is eintlik nie 'n nuwe gedagte nie in die Ou Testament, en daarom die belangrikheid van die Ou Testament, as ons die dinge sal raak sien. In die Ou Testament is al reeds gesê van die nuwe Jerusalem, die hemelse, die nuwe hemel, die nuwe aarde, 'n nuwe gees, nuwe blydskap, mense wat jubel, juig, waar kinders nie onnodig sal sterf nie, alles nie te vergeefs wees nie. So lees ons dit, stap vir stap word dit uitgewys. God self wat sy kinders bewaar teen rampe. Ja, hulle sal weer 'n volk wees. God sal hulle seën. En wat meer is, sien ons hierdie gedagte van, nog voor Israel roep, sal die Here al antwoord. Want die Here ken sy kinders, hy weet wat druk op die hart. Vers 24, voor hulle nog roep, sal ek antwoord. Terwyl hulle nog praat, sal ek hulle gebede verhoor. Jy kan hoor hierdie volkome vrede wat die Here bring. Geliefdes, ek wil my so ver verstout deur dalk te sê, ek weet nie, dis bespiegeling, maar ek weet nie of Jesaja op daardie stadium noodwendig geweet het die gewigtigheid van hierdie profesie nie. Vir hom was dit, het gegaan oor die volk van God en hierdie uitkoms vir hulle, maar ons wat dit lees as post-Nuwe Testamentiese Christene ook, sien Christus hierin.
Dalk het Jesaja, dalk het die Here dit vir hom so gewys, die Messias is die absolute vervulling van hierdie profesie. Maar dis wat ons veral moet raak lees. Ons moet Christus in hierdie teks lees. Dit mag wees dat die profeet dalk nie die omvang van hierdie redding van God noodwendig verstaan het nie. En dit is ook reg so. Vir hom, hulle wou net weer terug wees in hulle land. Jerusalem moet weer herbou word, soos dit toe trouens gebeur het. Ons lees met ander oë na hierdie teks en pas dit so ook toe op die lewe. Dit gaan nie oor die fisiese in hierdie lewe of om die politiese om dit so in die teks te moet raak lees nie. Het gaan oor die geestelike. Troos van God wat in die volste sin van die woord gekom het in Christus Jesus, waar hy sy seun gestuur het na hierdie aarde, gebore in Bethlehem, groot geword in Nasaret, van Judea tot Samaria gepreek het. Ons is nog nie daar nie. Ons is nou in ons kerkjaar eers wat ons terugkyk, ja, maar volgende Sondag, wanneer ons luisterryk die adventstyd, Christus se koms, hierdie naderende beweging gaan vier, moet ons vandag, juis as die laaste Sondag van die jaar, in die kerkjaar, dit raak sien. Dis Christus wat kom. Dis Christus wat gekom het, maar Christus wat weer kom, die wederkoms. Dis hoop, dis troos. Dis God wat mense se nood ken. Dis God wat tussen mense kom woon, tussen hulle nood, hulle vra, hulle twyfel, hulle ek weet nie Here, hulle ek kan nie meer nie Here. Dis God wat tussen jou nood kom. Geliefdes, dalk heel anders as Jerusalem, voel ons nie oor die fisiese stad wat nou plat geval het nie. Plat geslaan met die grond gelyk nie, maar dalk in 'n baie geestelike sin voel jy nie veel anders soos Israel van ouds nie. Dat alles om jou in duie neerstort. Dit waarin jy vastigheid, sekuriteit gehad het, fondasie, hoop, sekerheid, kan hoor daardie woorde van 'n gebou bied sekerheid. Dit bied beskerming. Dalk in jou lewe voel jy nie veel anders as Israel nie. Verlatenheid, Godverlatenheid. Moet ons soos Israel van ouds opnuut hoor, God is getrou. Christus is gebore. En hy het sy swaar kry, ons swaar kry op hom geneem. Aan die kruis. Maar hy het dit oorwin. Hoop, volëinding. Dit is ook vir ons 'n toekomsvisie, 'n realiteit. Nie eers eendag nie, maar ook in hierdie lewe 'n werklikheid. Dit is hoop. Maar hierdie hoop is 'n persoon. Moet dit nie op ander plekke gaan soek nie. Jy gaan dit nie vind nie. Dis Christus alleen. Geliefdes, wanneer ons dan in daardie opsig, so op ewigheid Sondag terugkyk, verlang na ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het. Dan is ons hartseer, maar besef ons, is hierdie hartseer vir onsself. Dis hierdie hartseer vir onsself, omdat ons alleen agterbly. Waar ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het, nie meer deel van hierdie platgeslaan, pyn, lyding, dood, al die kentekens van hierdie wêreld, word hulle mee terughou aan dit nie. Want ons kyk vorentoe na die God wat groter is as die dood.
die nuwe Jerusalem, die hemelse, reeds beskore vir hulle. Waar hulle tuis is, maar ons nog nie ten volle is nie. Ons het deel aan die koninkryk van God, maar ons het nog nie dit in besit geneem, soos ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het nie. Daarom gun ons hulle dit. En weet ons, in ons dae wat ons hier nog op aarde is, aan hierdie kant van die lewe, het die Here nog 'n doel met ons. Dit kan nie anders wees nie. Hoor ons ook in die skrifgedeelte resoneer dat hy sal vir ons jare sonder tal gee in sy koninkryk. Dis nou reeds wat ons deel het aan die ewigheid. Ja, ons pyn is van korte duur. Soos baie keer ons maar sê, dat die geluk 'n vinger lank is, so is dit ook met die ongeluk. Lyding en pyn is ook nie ewigdurend nie. Al voel mens so en al is jy dalk in daardie omstandighede, God dank dat dit ook nie altyd duur nie. Dat daar ook geluk is in hierdie lewe. God wat dit vir ons elkeen laat aanbreek. Geliefdes, laat ons soos die profeet maak, soos Jesaja in sy uur van nood. Ons tot die Here wend, en ons terugkyk, maar ook in ons vorentoe kyk. Ons het eintlik niks anders om te doen nie. Niks wat ons kan sê of dink of doen, kan ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het, weer by ons terugbring nie. En laat ons troos vind, dat God in Christus met ons is, Immanuel, God by ons. Sy Gees met ons. En wat ons bystaan in troos. En voordat ons selfs ons eie nood kan verwoord, ons sal beleef die Here is daar. Selfs al voel jy dit nie. Die Here is daar. Geliefdes, Jesaja praat van God wat red, wat alles weer nuut maak. Ons sien in die Nuwe Testament hoe dit vervolmaak is in Christus as die volle hoop. Christus wat mens geword het, onder ons kom woon het. Jesaja se profesie is vervul. Die Here het gekom. Maar die Here kom weer. Ons uitkoms, ons verlossing is hier. God wat alomteenwoordig is, wat was, wat is en sal wees. En daarom kan ons heelhartig sê, ek weet, my lewe is in God se hande. En in God se hande is ek veilig, is ek tuis, waar my geliefdes wat my vooruit gegaan het, ook reeds is. Het is nie net hoop vir hulle nie, maar het is ook hoop vir ons. Veral. Tot in ewigheid. Want so sê die Here, ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons raak stil voor die besef dat ons nie net hier lees van Israel en die tempel en mure wat daar plat geslaan is, eens op 'n tyd nie. Here, ons lees ook van ons eie lewensmure. Die lewe wat so geneigtheid het om plat te slaan. Waar ons onsself in sak en as bevind. Here, veral op 'n Sondag soos vandag, op Ewigheidssondag, waar ons herbesoek die ruïnes. Sleg om daar te moet loop.
Maar dan kan ons alleen sin daarvan maak as ons vorentoe kyk. En vanuit die ruïnes van ons lewe, Here, die nuwe Jerusalem, die stad van fondamente wat stewig staan, sien. Wat nie platval nie. Wat nie krake toon nie. Waar aardbewing en die dinge van die lewe dit nie kan ongedaan maak nie, want U self is die lig, die fondasie. Here, en in daardie opsig alleen, op grond van U Here Jesus Christus, kan ons sin maak van ons ruïnes hier op aarde. Here, ons gun ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het, die feesmaal, die stad van vaste fondamente. Maar dankie dat U aan hierdie kant van die lewe, waar ons daagliks stry, sin maak van lewe, dat ons sin sal maak alleen op grond van U Christus. En so sien ons ook, Here, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat vir ons aanbreek. En daarom kyk ons vervolgens vorentoe, waar ons in die adventstyd weer opnuut herdenk, Christus het eens op 'n tyd gekom. Tegelykertyd herdenk ons, U kom weer. En in daardie hoop en verwagting vind ons troos, waar U deur die woord ook nou deur die Gees tot ons harte gespreek het. Ons bid dit in die naam van God die Vader, deur die Seun en in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly saam met elkeen van julle, nou en tot in alle ewigheid. Amen.